5 vers 17 tot 48, die bergpredikasie vervolg, die vervulling van die wet en die profete. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerders en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat daar aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoordelik doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoordelik doen voor die groot raad, en elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daarby val dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom, voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Julle het gehoor, dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter, dat een van jou lede vergaan, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee, maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Verder het julle gehoor, dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, en ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees, ja, ja, en nee, nee. Wat meer as dit is uit die bose. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle dat 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou iets wil leen nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, en doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het die wat vir julle lief het, wat 'n loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is.